Goeienaand gemeente. Baie welkom almal vanaand. Ons braai en ons kuier, ons vergeet daar's 'n diens wat kom. Kom ons goed gevindig almal mekaar, sê net gou hallo vir die mense rondom jou. Die Maxine vanaand, en ons het die sherry buite gegee nie, ek beloof. Maar almal is vanaand jolig, dit klink my ons het. So ons is vanaand dan by ons laaste Pinksterdiens. Is baie jammer, was baie lekker. Sondag gaan ons natuurlik dan Pinksterfees hê wat ook baie spesiaal is. Ek moet sê vir my uit die teks, ek het al oor daai teks gepreek, maar daai dis vir my heeltemal nuut. So ons gaan lekker Sondag ook op Pinksterfees vier, die impak wat die Heilige Gees op ons het. Maar vir die ouens wat nou nie elke aand hier was nie, net ek gaan nou probeer om dit kort en kragtig te doen. Almal weet Sondagoggend het ons gepraat, en die hele reeks gaan oor hoe die Heilige Gees ons verander. Hoe die Heilige Gees ons nuut maak. Ons het gehoor van hoogmoed en selfsug om die minste te wees. Ons het gehoor dat ons moet nuwe glans kry, ons moet ons geloof uitleef dat mense dit kan sien. Ons het gehoor ons kry 'n nuwe skat, dat dit beteken dat Christus raak vir my die belangrikste. Dan het ons gehoor van eers toe gehoor van ons moet los wat agter is, fokus op dit wat voor is, dat ons moet losmaak en vorentoe strek. Ons moet nuut wees in ons fokus. Gisteraand het ons dan gehoor dat ons nuwe kalmte en vrede ook kry waar die Gees in ons werk. Dat ons vriendelikheid het ook bygekom, dat ons moet verbly, dat ons vriendelik wees en ook dat ons vrede sal hê. So ons het dit alles geleer vanaand, is ons by ons laaste tema, nuwe krag. Nou hierdie is 'n bekende teks, maar ons gaan vanaand daar praat dat hy word baie keer gemisbruik. Verkeerd gebruik, baie mense haal hom aan, en ons gaan nou meer oor dit gesels. Almal ken Filippense 4 vers 13, hy's bitter bekend, maar vanaand gaan ons regtig op 'n nuwe manier ook na dit kyk. So kom ons begin, en kom ons doen ook saam 'n gebed. Liewe Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanaand weer kan saam wees. Ons dankie vir die dag wat U vir ons gegee het, en dat U goed is vir elkeen van ons. Here, ons dankie vir die voorreg dat ons as gemeente ook 'n reeks kan saam doen. Here, dat ons meer van U kan hoor en ook meer van U kan leer. En Here, ons kom bid veral dat hierdie reeks ook deur die werking van die Gees dat ons ook sal vernuwe en dat ons sal groei en dat ons ook meer sal wees soos wat U graag wil hê. En daarom Heer, vanaand waar ons by ons laaste tema is, kom bid ons Heer, mag die Gees asseblief die woord vir ons oopbreek en mag ons vanaand spesiaal hoor wat U vir ons wil sê. Here, mag dit vir ons betekenis hê en mag ons vanaand weer opnuut hoor dat U ons bron van krag is. Ons bid dit Heer alles in U naam alleen. Amen. Alright, so hierdie ene, ek het nogals gedink oor die man jaag vinnig met sy kar en hy word afgetrek. En toe die spiekop nou by hom kom, dus vra die spiekop, lisensie soos altyd, en hy vra vir hom, maar waarheen jaag hy so haastig? En hy sê nee, hy is op pad na 'n show in die volgende dorp, hy is 'n kulkunstenaar, hy is 'n ou wat juggle. En die polisieman sê vir hom, daar's 'n manier. En hy sê nee, hy sal hom wys. En die polisieman sê vir hom, okay, as jy my kan wys, jy kan juggle, gaan ek nie vir jou kaartjie gee nie, dis reg. Maar die ou sê, maar hy het nou nie sy kegels gebring nie, so hulle moet 'n ander plan maak. So die polisieman gehaal toe 3 flares agter in sy kar, laat dit brand, gee dit vir die man, en hierdie man begin nou hierdie 3 flares juggle, en hy doen dit reg. Maar op dieselfde oomblik kom stop daar 'n ander man wat nou 'n paar kappe gevat het. En hy kyk hierdie storie so, en hy stap na die polisiekar toe, daar waar die vangwa is, en hy gaan klim sommer klaar self in. En die polisieman vra vir hom nou, wat maak jy nou? Hy sê nee, vat my aan tronk toe, ek kan nie daai toets doen nie. So, as ons praat vanaand oor die woorde kan nie. Ek is seker ons het dit al baie gehoor. Ek meen, as jy kinders in die huis het, sal jy weet, kinders sê baie keer vir jou, hulle kan nie. As jy besport, sal mense baie keer sê, hulle kan nie. Maar ek en jy ook. Dis baie keer dat ons sê, ek kan dit nie doen nie.
Dis te veel vir my, dis te groot vir my. Het julle dit al gesê? Ja, ons almal het al gesê iewers in ons lewe ons kan nie. Ons sien net die kans nie en dan die volgende stukkie, ek kan nie meer nie. Ek voel ek het nou geveg, dinge gebeur. Ons kan baie voorbeelde vat, sê maar spanning by die werk, spanning by die huis, familie, dinge, vriendekring, dinge, en die goed raak te veel vir ons. En dat op 'n punt kom dat jy voel, maar ek kan dit nie meer hanteer nie. Miskien is dit met finansies wat taai is, jy sukkel om elke maand net uit te kom, en dan voel jy maar, ek kan nie meer nie. En vanaand se tema kom praat met ons rondom dit, om die dinge rondom ons te hanteer. So ek het gedink om nog 'n snaakse storieetjie vertel van die ou oom, die polisie kom stop by die huis en die ouerige oom klim uit die polisiekar uit. En die tannie kom uit en sy skrik haar boeglam, want hoekom is die oom nou in 'n polisiewa? En die polisieman help die oom uit. Hulle sê vir die vrou, nee mevrou, hy het verdwaal. Toe het ons hom nou net huis toe gebring. En sy sê natuurlik baie dankie, maar nie onderlangs vra sy vir die oom, maar jy praat pas nou nonsens. Jy bly al 30 jaar hier, jy ken die plek soos die agterkant van jou hand. Hy sê nee mevrou, ek was net te moeg om huis toe te loop. So hy kon nie meer nie, want hy het nie meer die krag gehad nie, hy het nie meer die lus gehad nie. En ek dink baie keer is ons so. Ons veg teen al die goed rondom ons, teen ons omstandighede, en dan kom ons op 'n punt wat ons voel, ek kan nie meer nie. Dit voel vir my, ek is hierso, en dit voel vir my, ek kan nie verder gaan nie. So almal van ons wat al so gevoel het, ek voel, vanaand is die boodskap juist vir ons. Want die vraag kom dan, wat is die dinge wat jy sukkel om te hanteer in jou lewe op die oomblik? Wat is die dinge wat jy sukkel om te hanteer? En ek wil hê jy moet dit in jou kop kry, die prentjie van dit kry, want hierdie boodskap vanaand gaan juist vir jou help om hierdie goed te hanteer. So vanaand se teks is natuurlik 'n baie bekende teks, natuurlik 'n baie mooi teks. So ons gaan lees uit die 83 vertaling, en dan gaan ek net 'n klein stukkie van die boodskap bysit, omdat hy soms 'n bietjie meer duidelikheid gee. So kom ons lees saam vanaf vers 10. Ek was baie bly in die Here, dat julle na so lang tyd weer gewys het, dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie, julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Boodskap sê, ek is en bly altyd tevrede, wat my ook al tref. Maak nie saak of ek sonder 'n kieseltjie kos gaan slaap, of soveel kos het, dat ek dit nie alles kan opeet nie. Of ek net die klere aan my lyf het, en of ek 'n huis vol goed op my naam het, vir my is dit eintlik maar om te ewe. Vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans, omdat Jesus my bron van krag is. Net tot sover. Nou hierdie, almal kan saamstem, is 'n baie mooi teks, met 'n baie mooi boodskap vir ons, en dan, Paulus kom in hierdie deel, en hy kom deel, hoe hy alles in sy lewe hanteer. Dat hy geleer het om tevrede te wees met alles wat in sy lewe gebeur. En hy sê vir ons, hoe hy dit hanteer het. Ons gaan nou daarby uitkom. Hy sê, in hierdie stukkie, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Hy sê, ek is en bly altyd tevrede, wat my ook al tref. En hier haak ons vas. Maar dit is moeilik. Ek probeer my dink, sal ek dit nou met 'n opregte, eerlike hart kan sê, dan ek wonder, maar sal ek vanaand kan sê, ek is en bly altyd tevrede, wat my ook al tref.
Maak nie saak wat omstandighede fout gaan, wat gebeur nie, ek bly altyd tevrede. Want ek het met myself gedink dat dis moeilik om dit te sê, want ek sal voorwaardes bysê. Ek sal sê ja, ek sal tevrede bly, maar gaan ek ietsie bysit. In hierdie deel kom sê Paulus, maak nie eintlik saak wat sy omstandighede is. As hy baie kos het om te eet, of hy niks kos het om te eet, of hy baie besittings het, en of hy geen besittings het nie. Hy sê dit maak nie vir hom saak nie. Hy bly tevrede, wat ook al sy omstandighede is. Nou, hierdie is merkwaardig. Ek sou dit verwag het van iemand wat in 'n groot grand huis sit, en hy sê dit, dan kan ek nogals dink, ja, jy kan dit sê. Maar ons het nou elke aand gesê, Paulus sit in die tronk. En die tronk is nie soos vandag nie, dis haglike omstandighede. En hy sê, ek is en bly altyd tevrede, wat my ook al tref. Groot woorde, maar jy kan sien dit kom met sy hart uit. Juist omdat dit sleg gaan, juist omdat dit moeilik gaan, kan hy nog steeds sê, ek is en bly tevrede. So Paulus sê, al hierdie goed kon hy hanteer. My vraag vanaand is om te begin, dis nie die fokus van die preek nie, maar is ek tevrede met my lewe op die oomblik? Of sê ek, okay, ek sal tevrede wees as ek dan nog net so 'n miljoen randjie of so bykry, dan sal ek nooit tevrede wees. Is jy tevrede met jou lewe soos dit nou is? Nes dit nou is. Want dit is 'n belangrike vraag om te antwoord, en dis juist wat Paulus ons kom leer. Ek het hierdie verhaaltjie van die man wat uit 'n lekker groot huis, 'n mooi netjies huis, en hy is ontevrede met sy huis. Hy sien al sy pelle, het hierdie paleise van huise, luukse huise, en hy dink by homself, weet jy wat, hy wil ook so luukse huis hê. En wat hy doen, hy gaan na 'n agent toe, en hy sê vir die agent, hy wil sy huis in die mark sit, en dan moet die agent nou vir hom 'n nuwe huis soek, of help soek. En so 'n paar dae later maak hy die koerantjie met al die eiendomme oop, en hy sien 'n huis wat hy baie like. En hy bel die agent en hy sê vir hom, jong, hierdie huis, ek wil hom hê. En die agent bly so 'n bietjie stil, en hy sê, meneer, dit is jou huis. Wat iets sê van, ons het alles wat ons wil hê, maar ons is nog ontevrede. Maar dis nie, ons soek altyd net 'n bietjie meer. En ek dink ons almal kan aanklank vind met dit. Daar's 'n spotprent baie jare terug wat in die koerant was van die twee lande, lekker groen gras met 'n draad in die middel, en in elke land staan daar 'n donkie. En dan sien jy dat die twee donkies staan, albei met hulle koppe deur die draad en vreet aan die ander kant van die draad. En dan is die onderskrif onderaan staan daar, ontevredenheid. Want die land lyk altyd groener aan die ander kant van die draad. Is ons tevrede? Die vraag is, hoe kan ons tevrede wees? Hoe kan ons dit hanteer met swaar kry en met moeilike goed in ons lewens? En Paulus kom gee vir ons die antwoord. En as fokus vanaand, hy sê, ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. So hierdie is groot woord. En dit klink amper as Paulus nou sê, ek is tot alles in staat, asof hy roem in homself. Maar as jy die sin klaar lees, kom jy agter, dis nie wat hy sê nie. Hy is tot alles in staat, hoekom? Omdat die Here hom krag gee. Die boodskapvertaling baie mooi, hy sê vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien 'n kans. Hoekom? Omdat Jesus my bron van krag is. Dis vir my 'n wonderlike versie in die Bybel, maar hierdie versie word baie keer heeltemal verkeerd gebruik. Jy weet ouens wat sport doen en hulle het dit al op bumper stickers gesit. Hierdie stukkie sê nie dat jy nou maar enigiets kan doen en dit gaan uitwerk omdat die Here jou die krag gee om dit te doen nie. Ek kan nie nou gaan aandele speel en dan verwag maar die Here gaan nou vir my aandele my laat geld maak want ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. As ek nou vir julle sê ek gaan nou 200 km gaan hardloop,
Gaan ek dit reg kry? Nee, al gee die Here my krag, hierdie teks moet 'n mens in sy konteks verstaan. Hierdie teks kom sê eintlik wat Paulus sê, hy kan alles in sy lewe hanteer, omdat die Here sy bron van krag is. Al die omstandighede, alles wat gebeur, kan hy hanteer, want Jesus is sy krag. 'n Besondere betekenis vir ons, en hy kan baie van dit maak, en die vraag is ek in staat om die dinge in my lewe te hanteer? Ons het nou nog gevra, is jy tevrede met jou omstandighede, maar is ek in staat om die dinge in my lewe te hanteer? Ek moet dit afvra vir myself, want as Paulus se woorde vat, is dit vir my treffend met die een rede. Paulus, ek gaan nou kortlik sê, daar's nou natuurlik 'n lang antwoord ook vir dit. Ons weet Paulus sit in die tronk, ons weet dis haglike omstandighede, maar Paulus het al 3 keer skipbreek gelei. Hy was 1 keer oornag op die oop see gewees. Ons weet dat hy is gegeesel, ons weet hy is geslaan, ons weet hy is gestenig, ons weet hy is vervolg, ons weet hy in hierdie teks honger gaan slaap al. Hy is vervolg. So Paulus het geweet van swaar kry, en 'n groot deel van sy lewe was hy in die tronk gewees. So met al hierdie swaar kry, kan hy steeds sê, ek is tot alles in staat, die Rom wat my krag gee. Want is al manier hoe jy al hierdie goed kan deurgaan, en steeds op die punt wees waar Paulus is. Hoe kry hy dit reg? Danksy Christus. Christus is die een wat hom krag gee. Ook deur die werking van die Gees, moenie 'n fout maak nie. Omdat Christus sy bron van krag is, sien hy kans vir alles in sy lewe. Die slegte en die goeie, die min en die baie, maar wat ook al skeefloop, om sê Paulus, hy kan dit hanteer, alleen omdat Christus sy krag is, omdat hy hom sterk maak. Sonder Christus sou dit nie gewerk het. Sou hy dit nie gemaak het nie, en dan was sy lewe heeltemal in mekaar gewees. En dis 'n waardevolle les om vir ons te leer, want hoeveel keer probeer ons met eie krag alles doen? Paulus sê, al manier hoe ek en jy kan tevrede wees, al manier hoe ons omstandighede kan hanteer, is om Christus jou bron van krag te maak. En hierdie bron van krag, al manier is om naby hom te leef. Ek het vandag met die mannegroep het ons gepraat oor Johannes 15, oor die wingerdstok en die lote en die vrug. Ons moet vas wees in ons wingerdstok. Ons kry die krag van hom af. Dis al manier. Op my eie gaan ek sukkel om tevrede te wees. Op my eie gaan ek sukkel om die moeilik en swaar te hanteer. Ja, as dit goed gaan, is dit maklik. Maar as my finansies sukkel, as my verhouding sukkel, as my gesondheid sukkel, as ek ouer word, wat dan? Steeds kan ek dit hanteer, omdat Christus my bron van krag is. En Paulus wil dit opnuut vir ons kom leer vanaand, dat ek en jy dit opnuut moet ontdek. Ek en jy is tot alles in staat. Ons moet nou nie 200 km gaan hardloop nie, maar ons kan alles in ons lewe hanteer. Hoekom? Jesus is 'n bron van krag. So, wat ook al jou uitdagings is, en in die begin het ek gesê, jy moet 'n prentjie in jou kop kry van die dinge wat jy sukkel om te hanteer. Paulus sê, jy kan dit hanteer. Omdat die Here jou versterk. Jy is nie op jou eie nie. Jy is nie aan jou eie oog gelaat nie, die Here is by jou. Hy kom sê in daai versie, vir alles, hoor mooi, vir alles in die lewe. Alles sluit alles in. Vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans. Ek kan dit aanvat, omdat Christus my bron van krag is. So hierdie teks is daar om ons te versterk, dat ek sê, ongeag wat môre voorlê, of oormôre, wat ook al mag gebeur dan, maak nie saak nie. Ek is in staat om dit te hanteer. Want ek het hierdie band met Christus. En hy maak my sterk, deur sy Gees wat in my werk.
Nou ek weet, julle het al hierdie storieetjie gehoor, maar ek wil afsluit met hom wat vir my baie, baie mooi is. Van die seentjie wat buite speel, en die pa stap by die venster verby, pa kyk hoe hy speel, en op daai oomblik sien die pa, hoe is hy besig om 'n swaar klip, probeer die seentjie optel, en hy kom nie reg, en hy probeer, en hy kom nie reg nie, en later is die seentjie in trane, en die pa stap na hom toe en vra vir hom, het jy al jou krag gebruik? En die seentjie sê, ja ek kan nie, en die pa sê, maar jy het nie vir my geroep nie, en die pa vat die klip, en hy gooi die klip weg. Dis 'n prentjie vir my en jou. Ons kan probeer op ons eie alles wat ons wil doen. Ons kragte is beperk. Maar ons Here is sterk. Hy gee ons die vermoë om dit te kan doen. Wat ook al jou uitdagings is, wat ook al jou omstandighede is, Paulus sê, jy is in staat om dit te hanteer. Jy kan. Die woord kan nie bestaan nie, jy kan, omdat Christus jou bron van krag is. Amen. Kom ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, ons dankie dat ons hierdie boodskap kan ontvang. Want ons weet, Here, baie keer sukkel ons om tevrede te wees. Here, baie keer sukkel ons om alles in ons lewe te hanteer. Dis besig, dis chaos, dis moeilik, en baie keer voel ons of ons nie verder kan gaan nie. Maar Here, dankie dat ons vanaand weer opnuut kan weet dat ons kan. Juis omdat U ons versterk. Juis omdat die Gees in ons is. Here, dankie dat ons nie hoef bang te wees vir môre en oormôre nie, want ons weet, Here, met U aan ons kant, kan ons dit ook hanteer. Here, mag U Gees ons versterk, mag U ons bemoedig, dat ons alle uitdagings sal aanvat, met 'n gesindheid van ons kan. Here, wees met elkeen hier vanaand, wat die hulp baie nodig het, wat die nabyheid nodig het, wat die sorg nodig het. Here, mag hulle vanaand net opnuut weer beleef, dat U baie lief is vir hulle. Here, dankie vir die grootheid en die almag. Dankie, Here, dat ons lote binne die wingerdstok kan wees, en dat ons kan vrug dra vir die wêreld daar buite. Ons bid dit, Here, in U naam alleen. Amen. Ek gaan nou die liedjie speel, net vir 'n minuut om te luister, dink oor die preek, dan het ek gesê, so een of twee wat iemand dalk 'n getuienis wil gee, gaan ons geleentheid gee vir dit, maar kom ons luister eers saam na hierdie lied wat dan ook rondom die tema hang. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Mag die Vader julle beskerm en julle lei. Mag die Here Jesus in sy liefde en genade binne julle leef. En mag die Heilige Gees julle inspireer tot diens aan God, aan julle medemens en ook aan mekaar. Amen.